Net wat ons praat van gedagtes en waar kom skuldgevoelens vandaan? Definitief nooit van die Here af nie. Jy sien, en ek sê dit baie keer vir mense, en jy wat al kyk, moet ook dit net besef. Die Bybel sê Satan is die aanklaer van die broers. So skuldgevoelens beteken ek voel skuldig. So ek voel aangekla. So wie's die aanklaer van die broers? Weer eens volgens die skrif, Satan is, nie die Heilige Gees nie. Ek hoor baie keer mense sê vir my, o, die Heilige Gees kla my aan. Sê ek nee, ek is jammer, jy's nie nou in die skrif nie. Die skrif sê die Satan is die aanklaer van die broers. Nou wat doen die Heilige Gees? Johannes 16 vers 8 sê, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hoe werk die oortuiging van die Heilige Gees? Hy stil sagte stemmetjie hier binnekant wat ons almal mee groot geword het, wat ons in baie gevalle ons gewete genoem het. Dis die Heilige Gees se stemmetjie gewees nog al die jare. Nou hy sê vir jou, jy weet dis verkeerd, moenie dit doen nie. Hou op. Maar wat het ons oor die jare begin doen? Ons het daai stemmetjie doodgedruk en ons het dit gaan doen. En dan het ons pak slag gekry. So al wat weer begin gebeur het, ek het daai onderskeid begin tref op om te besef, maar daai stil sagte stemmetjie lei my op die regte pad. So die Heilige Gees oortuig jy vir jou te sê, my kind, jy weet dis verkeerd, hou op. My kind, jy weet daai onvergifnis is verkeerd, vergeef haar. Spreek hom vry. 70 maal 7 keer. Dis die oortuiging van die Heilige Gees. Skuldgevoelens sê vir jou, o, ek dog jy sê jy's 'n Christen en kyk wat doen jy nou alweer. O, ek dog jy het gesê jy's so goeie ouetjie en kyk wat doen jy nou alweer. Waar gaan ek? Jy weet, dis wat skuldgevoelens is. Ja. En dis nooit die Here in die boek.